Goeiedag al julle wonderlike mense. Ek is Wynand. Dit is my groot voorreg om hier van Transforming Kids af vandag met jou, die kinders, ouers en onderwysers te kan gesels. En ons praat vandag weer oor kinders met karakter en identiteit. Nou ons het 'n hele paar karaktereienskappe van God af ontvang en een van die eienskappe is vrugdra. Nou vrugdra kom spesifiek van die Heilige Gees. En die 9 eienskappe van die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Maar voor ons nog verder daaroor praat, kom ons loof en prys die Here en ons sing 2 liedjies en ek sien julle na die tyd. To live by the flesh, you gotta have the spirit inside of you. Like a banana, tasty and fresh, you will be to everyone. From your mouth comes everything that burns in your heart. So fill it with Holy Spirit and live like Jesus did. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ba-na-na-na, 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 ba-na-na-na. Want to live by the flesh, you gotta have the spirit inside of you. Like a banana, tasty and fresh, you will be to everyone. From your mouth comes everything that burns in your heart. So fill it with Holy Spirit and live like Jesus did. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ba-na-na-na, 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 ba-na-na-na. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ba-na-na-na, 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 ba-na-na-na. Ba-na-na-na, 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 ba-na-na-na,
turn back. To the Lord, turn back. To the Lord, turn back. To the Lord, He's the only one true God. He's the only one true God. Draai terug, turn back. Draai terug, turn back. Draai terug, turn back. Draai terug. Dankie maat, het is altyd wonderlik om Here te loof en te prys, maar kom ons maak dit ons oë toe en ons vra vir hom dat hy ons gaan help om vandag se les mooi te verstaan, sodat ons dit kan toepas in ons lewens in die wêreld daar buite. Kom ons bid saam. Vader God, baie dankie. Dankie vir die wonderlike eienskappe van die vrug van die Gees wat U vir ons gee. Dankie dat wanneer ons dit van U af ontvang, U ons nooit alleen los nie, maar ons help om dit te kan toepas. Help ons om vandag ook weer te verstaan, Here, wat dit beteken om van die vrug van die Gees uit te leef en hoekom ons dit doen. In Jesus se naam. Amen. Normaal is dit nou weer vandag vir my en Freddie baie lekker om weer met julle te gesels oor die vrug van die Gees. Kan julle onthou waar in die Bybel kom dit voor? In Galasiërs 5 vers 22 en 23. En die 9 vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou Freddie dra vrug, want God wil graag hê dat hy moet vrug dra, die vrug van die Gees. Net so moet ek en jy dit ook doen. En kom ek herinner jou net gou-gou waaroor dit gaan. Die vrug van die Gees is die vrug wat ons dra, dat mense kan sien dat ons aan God behoort. En so leer mense vir God ken as hulle sien hoe ons lewe. Daarom moet ons elke dag ons gedagtes vir Jesus gee. Want die regte en verkeerde dinge wat ons doen, begin in ons gedagtes. By die vorige keer dat ons tyd spandeer het ons gepraat oor die vrug van die Gees, liefde, blydskap en vrede. En ons het nodig om dit uit te leef in hierdie wêreld. Vandag wil ek met jou gesels oor geduld, vriendelikheid en goedhartigheid. Nou kom ons begin by die geduldvrug. Het jy al vis gevang? Ek wil vir jou die volgende video wys, waar hierdie man hier op die ys sit en hy wag geduldig om 'n vis te vang. Nou kyk 'n bietjie hoe ongeduldig hierdie vis is. Moenie skrik nie, dis net 'n animasie. Kyk saam met my. Wow maat, daar die walvis was 'n bietjie ongeduldig. Hy het nie net die byt gevat op die hoek nie, hy het sommer die visserman ook opgevreet. As mens vis vang, moet jy onthou, as jy jou vislyn in die water gooi en dan geduldig wag dat die vis aan die hoek byt, dan het jy geduld. As jy nie geduldig wag nie, gaan jy dalk net die vis mis. As jy ongeduldig is jy besig om groentematies te eet wat nie baie lekker is nie. As jy geduldig wag vir die vis, dan is dit om te wag vir die tamatie om ryp te word, dan is dit baie lekkerder. Ons moet dus leer om geduldig te wees. Maar onthou, dit is 'n vrug van die Gees. Ons uit ons eie uit is altyd baie ongeduldig en wil gewoonlik hê dat alles dadelik moet gebeur. Hoor 'n bietjie wat sê die Bybel oor geduld. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Soos arende, as ons geduldig op die Here wag, sal ons nuwe krag kry en soos arende wees wat nie moeg word nie. So eintlik raak ons moeg as ons nie wag nie en ongeduldig begin raak. Ons mors eintlik ons energie en tyd. Dan moet ons ook nie net geduldig wees en niks doen nie. Ons moet ook werk, ook hard werk. Ons kan nie niks doen terwyl ons wag nie. Dan gaan ons nie beloon word nie. Om goeie punte aan die einde van die jaar te kry, gaan nie net gebeur nie. Soms gaan dit moeilik wees om te wag en geduldig te wees, maar God beloof ons egter dat hy ons sal help en beloon vir ons harde werk. Hy is ons hemelse Vader en hy is altyd by ons. Hy dra ons as dit swaar gaan en beloon ons as ons nie opgee nie. Wag dus op hom. Sy tyd is altyd die beste. Die volgende een van vandag is die vriendelikheidsvrug. Vriendelikheid moet opreg wees en uit jou hart uitkom. As ons harte oorloop van vriendelikheid, omdat ons kinders van God is, hoef ons monde nie eers te smile nie. Mense sien dit nog steeds raak. Glimlag met meer as jou mond. Baie keer sê ons, daai ou se glimlag is plastiek. Dit beteken sy mond was vriendelik, maar dit het nie uit sy hart uitgekom nie.
Kyk 'n bietjie na hierdie voorbeeld in hierdie video. Hierdie ou glimlag en hy is snaaks, maar ek dink nie hy is vriendelik nie. Oh, babe, check this out. Hey, come on. You want a little chippy? You want a Dorito? Are you hungry? Come on and get a Dorito. Babe, don't hurt my dog. Come on, get a chip. Come on, get a chip. Get a chip. Come on. Where he goes. Where he goes. Sjoe, ja nee. Hy het definitief 'n glimlag op sy gesig gehad, maar geen vriendelikheid het sy hart uitgekom nie. Opregte vriendelikheid kom uit jou hart uit. En dit gaan nie daaroor om net vriendelik te lyk met 'n glimlag wat dalk vals kan wees nie. Maar hoe kry ons dit reg dat ons harte oorloop van vriendelikheid? Kom ons kyk 'n bietjie weer terug na die eerste deel van die vrug van die Gees. Dit is mos liefde. As ek en jy verstaan wat dit beteken om vir ander mense lief te wees en wat dit beteken dat God vir jou lief is, dan kan jy nie anders as om vriendelik te wees nie. Vriendelikheid en respek loop ook nogal saam. As ons oor vriendelikheid gesels, moet ons ook oor respek gesels. Dit is nog 'n manier om vriendelik te wees met mense. As jy mense respekteer, voel hulle ook sommer goed. Hoor wat sê die Bybel? Kolossense 3 vers 12 sê, julle is mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom het julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Ons gaan nooit sonder klere uit die huis uit nie. So moet jy ook nie sonder vriendelikheid iewers heen gaan nie. Die goedhartigheidsvrug is die laaste een waaroor ek met jou wil praat vandag. In 1 Korintiërs 13 lees ons dat liefde die belangrikste is en dat dit vir altyd sal bly staan, al verdwyn al die ander goed. Liefde en goedhartigheid gaan hand aan hand. As ek lief is vir mense, dan doen ek goeie goed vir hulle. Nou goedhartigheid is liefde wat tot aksie oorgaan. Nou in die verhaal van Team Hoyt verwys hy hier na die pa Dick Hoyt en sy seun Rick Hoyt. En dis 'n goeie voorbeeld van goedhartigheid wat 'n aksie is, wat liefde is, wat in 'n aksie oorgaan. Die Hoyts het saam aan verskeie atletiese pogings deelgeneem, waaronder onder andere marathons en Eysterman 3-kamp kompetisies. Rick, die seun, het serebrale gestremdheid. Hy kan nie in hierdie goed deelneem nie. Tydens die kompetisie het Dick vir Rick in 'n spesiale boot getrek terwyl hulle sou swem en 'n spesiale sitplek op sy fiets gedra en in 'n spesiale rolstoot gestoot terwyl hulle hardloop. Kyk bietjie in die volgende video hoe liefde oorgaan in 'n aksie van goedhartigheid. Ek hoop jy het 'n sakdoek of 'n tissue by jou. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation
to take away my shame. He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. He lives. Ja, maats, ek vee altyd 'n traan af as ek hierdie video gekyk het. Maar as ons kyk na Jesus se lewe op aarde, sien ons oor en oor dat hy goed gedoen het aan baie mense. Hy het siekes gesond gemaak. Hy het honger mense kos gegee. Hy het mense geleer wat die ewige lewe beteken en nog baie meer. Jesus was goed vir goeie en slegte mense. Mense wat dit verdien het en die wat dit nie verdien het nie. Toe hy opgevaar het na die hemel, het hy sy gees vir hulle gestuur, vir ons almal. En soos Jesus, moet ons nie net goed wees vir mense van wie ons hou nie, maar die Bybel leer ons ook om goed te wees vir die mense van wie ons nie hou nie. Dit is nou nogal moeilik. Dan sal mense kan sien dat ons kinders van God is. Hoor 'n bietjie weer wat sê die Bybel. Lukas 6 vers 33. En as julle goed doen aan net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak net so. Die Heilige Gees sal ons help om goed te doen aan ander. Op ons eie is dit nie moontlik om goeie dinge te doen nie. Nou hier is jou vrugdra-uitdaging vir die 3 vrug van die Gees vandag. Sê 'n bietjie vir jou maat, ek wil jou verantwoordelik hou en my liewe vriend, ek daag jou uit. Ons moet geduldig op God wag en hy sal ons help en beloon. Vriendelikheid is meer as net 'n glimlag. Dit moet uit jou hart uitkom. Goedhartigheid en liefde maak die wêreld 'n beter plek. Gaan wys joune vir die wêreld. As Jesus se liefde deur ons leef, sal die vrug van die Gees elke dag in jou gesien word. Gaan leef dit. Ai, dit was almal lekker om met julle te kuier vandag en ek en nou Freddy hier, sodat ons net kon gesels oor vrugdra. Nou, kom ons bid dit saam en ons vra vir die Here om ons te help met hierdie 3 vrug van die Gees. Kinders met karakter wat vrugdra, bid altyd saam. Kom ons maak ons oë toe. Dankie Vader God, dat jy altyd daar is vir my en my help om geduldig, vriendelik en goedhartig te wees teenoor ander mense. Lei my asseblief deur u Gees, sodat ek nie dinge doen wat ek wil nie, maar om te lewe deur u Gees, sodat die vrug van die Gees deur die wêreld in my gesien kan word. In Jesus se naam. Amen. Maats, ek groet julle, ek en nou Freddy, tot die volgende keer. Ons sluit af met 'n liedjie en ek is opgewonde om jou volgende keer weer te sien. Totsiens.
sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, levende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, levende woord. En ek wil U naam besing, vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besing, Heilige Heer. En ek wil U naam besing, vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besing, Heilige Heer. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, levende woord. En ek wil U naam besing, vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besing, Heilige Heer. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, machtige